Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het, en die gebed van my hart is, dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën by die oordeenking van sy woord vanmôre. Ons gaan vanmôre stil staan by die dinge wat daarin die heerlikheid van die hemel sal wees. Wonderlik om te sien dat die Here vir ons sekere waarhede openbaar van wat in sy heerlikheid sal wees. Die ewige tuiste vir die kind van die Here. En as jy so 'n bietjie deur die geloofshoofstuk in die Bybel gaan lees, dit is nou Hebreërs die 11de hoofstuk, sal jy sien, daar word vermeld, of baie geloofshelde word vermeld in daai hoofstuk. En hulle almal het verlang na hierdie heerlike stad met onwankelbare fondamente, waarvan die Here die boumeester en oprigter is. Die Bybel sê hulle het deur baie stryd gegaan, deur baie vervolging gegaan. Hulle was selfs gemartel en doodgemaak. Maar die Bybel sê hulle het onwankelbaar in hulle geloof gebly, omdat hulle hierdie heerlike Godstad in gedagte gehad het. Vriende, jy moet onthou dat hierdie aardse lewe sal verbygaan. Moenie u wortels te diep inslaan op hierdie aarde nie. Ek gee nie om wie u is, hoe ryk of hoe arm u is nie. Ek gee nie om hoe baie stryd of hoe min stryd u het nie. Hierdie lewe, sy begeerlikhede, sy rykdom, sy hartseer, sy pyn sal verbygaan. Die Here sê, hierdie tydelike sal verbygaan. Daarom 1 Korintiërs 15, dis die opstandingshoofstuk, handel oor hierdie lewe wat verganklik is, wat verbygaande is, en dat daar 'n ewige heerlikheid is wat voorlê vir God se kinders. As u nie aan die Here behoort nie, pleit ek by u, dat u nie gemaklik sal lewe op hierdie aarde nie, maar die Here sal soek terwyl hy te vind is, hom sal aanroep terwyl hy naby is. Maar vir ons wat aan die Here behoort, kom ons kyk bietjie wat in hierdie stad sal wees, die nuwe hemel en aarde wat die Here vir ons gaan voorberei. Die Bybel sê vir ons dat die troon van die lam sal daar wees, Openbaring 22 vers 3, en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien, en hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle hoofde uitgeroep, of op hulle voorhoofde wees. Nou vriende, as ons dink aan Openbaring 5 vers 9, staan daar, dat hierdie verlostes 'n nuwe lied gesing het, en gesê het, u het ons met u bloed gekoop, uit elke stam, nasie, taal, volk en stam. Hierdie lied was gesing voor die troon van die lam, en vriende, die troon spreek woordelik van iemand wat regeer. Die troon dui vir ons daarop, dat die een wat daarop sit, is nou die een wat sal regeer. En ons weet, in ons land, in Suid-Afrika, in die wêreld, is daar regeerders. Hulle is nie noodwendig konings nie, maar hulle regeer ons land, en hulle regeer dit wat in ons land gebeur, en hulle voer heerskappy, en dikwels is daar mense wat eintlik tiranne is, en wat met hierdie mag regeer, en vrees aanjaag by mense. Dan sien ons weer 'n regering wat nie veel werd is nie, wat alles maar net laat begaan, en nou kyk ons na die Bybel, en die Bybel sê vir ons, dat daar 'n plek sal wees, waar die troon van die lam gevestig sal wees. Jy sal onthou, toe die Here na hierdie aarde gekom het, het hy as sondelose gekom, hy het 'n sondelose lewe gelei, hy het gesterwe aan die kruis, hy het opgestaan uit die dood, en hy het opgevaar na die hemel, en hy het gaan sit aan die regterhand van die Vader. En die Bybel sê vir ons, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. En na hierdie oordeel, vriende, sal die Here ook sy troon kom vestig in die nuwe hemel en aarde, en hy sal dan vir ewig en vir altyd regeer, as die heilige, regverdige, sondelose een. En ons sal vir die eerste keer in ons lewe beleef wat dit is, om onder so 'n regeerder dan te staan. En wat 'n wonderlike, heerlike vooruitsig. Een wat ons lief gehad het met 'n ewige liefde, een wat nooit weer sonde, dood, hartseer, pyn, moord, doodslag sal toelaat in sy heerlikheid nie. Dit sal afwesig wees vir tyd en ewigheid. Daarom sê die Bybel vir ons, die troon van die lam sal daar wees. Hierdie heilige, sondelose, ewige lam sal regeer. En ons sal deelgenote wees van sy heerlikheid. Ons sal saam met hom regeer vir tyd en ewigheid. En ons sal beleef wat dit is, wat ware vreugde en ware geregtigheid is. Ons dink aan hoe die wêreld soek na vrede. Die Bybel sê hulle roep uit vrede, vrede. Dan val 'n skielike verderf hulle. Kom uit oor hulle, vernietig dit hierdie wêreld en hierdie mense. Die regerings, een na die ander, wat vredesverdrae sluit, is so ontrou dat binne 'n dag of 2 verbreek word. Dan gaan 'n dag aanbreek wat die lam op die troon sal sit, en ons sal beleef wat vrede en veiligheid vir tyd en ewigheid is. Daar sal ook die boom van die lewe wees. Ons sien in die tweede plek, dinge wat daar sal wees, die boom van die lewe, Openbaring 22 vers 2. In die middel van sy straat, en weerskante van die rivier, was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee, en die blare van die boom is tot genesing van die nasies. Nou, daar is baie verskille in verklaring oor hierdie gedagte,
Maar vriende, die oorgrote meerderheid praat maar oor die gedagte van dat hierdie bome wat 12 maal 'n jaar vrugte dra, dui vir ons op die oorvloed wat in die hemel sal wees. Die Here gaan nie vir ons 'n plekkie voorberei wat lyk soos Ethiopië, waar mense sterf van die honger en waar daar armoede en waar daar amper niks is nie. Die gedagte hier is die uitbeelding van daar sal oorvloed wees, want God self, die een wat sê alles behoort aan my, sal oorvloed gee vir sy kinders vir tyd en ewigheid. Hierdie wonderlike bome van die lewe sal daar wees en die Bybel sê vir ons dit sal ook die Here se heerlikheid en ook sy voorsienigheid weerspieël in dit wat daar sal staan. Maar dan sal ook al die kinders van die Here daar wees. Ag vriende, ek dink maar aan die kerk van die Here Jesus en ek dink aan hoe traag mense is om deel te wees van die kerk van die Here. Mense sê ek is gered, maar ek hoef nie aan 'n kerk te behoort nie. Vriende, as jy dit sê, is jy nie gered nie. Of die kans dat jy gered is baie min. Dan is die eerste ding wat 'n kind van God begeer is om deel van ander kinders van God se lewens te wees. Want 'n kind van die Here besef, ek is sondaar, ek is onvolmaakte en die Here het my kom red. En nou wil hy my deelgenoot maak van die ander kinders van die Here, waar ons mekaar skuur en saam gevorm word en saam groei tot daardie volwasse man en vrou en kind in die Here. Tot daardie volwasse grootte in Christus, waar ons mekaar vergewe, mekaar verdra, mekaar bemoedig, mekaar versterk, mekaar lief hê, mekaar opbou in die allerheiligste geloof. Die Bybel sê vir ons Openbaring 21 vers 24, en die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin, en daarin sal nie iets inkom wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskryf is in die boek van die lewe van die Lam. Wonderlik om te weet dat al God se kinders in die heerlikheid sal wees. U moet nou alreeds leer om saam met hierdie kinders van die Here te werk, saam met hulle te arbei, saam met hulle vriende uit te sien na hierdie heerlikheid wat vir ons gaan voorlê. Dit is my so hartseer, dit is my so treurig dat mense so min dink van die kerk van die Here Jesus, so min dink van ander kinders van die Here, so gou ander kinders van die Here kritiseer. Mag ons genade vind om te besef dat in hierdie heerlikheid sal al die weergeborenes wees, al die bloedgewastes wees. Wie is die weergeborenes? Dis sondaars uit genade gered, sondaars wat God se genade gesmaak het, sondaars wat vergifnis gesmaak het. En mag u en ek in hierdie wonderlike gedagte ons verbly, dat ons nou al deel kan wees van die Christelike gemeenskap, van die universele kerk van die Here Jesus, waarvan ons gemeentetjie een is. En mag u moeite doen om saam met ander kinders van die Here te wees, na die woord te luister, te groei, versterk te word in die geloof. Want luister, ons gaan vereer ewig in die heerlikheid saam wees. Openbaring 5:9, ek het nou dit net so kortliks genoem, ek lees gou vir u wat staan daar. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, jy is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op aarde heers. Ons sal saam met die Here heers, vir tyd en ewigheid, nie net in die 1000-jarige vrederyk nie, maar ook vir ewig in die heerlikheid. Daarom wil ek u vra, dat jy vanmôre ook die wonderlike genade voorreg sal sien, van 'n gemeente, van ander kinders van die Here, en mag ons saam opgebou word in die allerheiligste geloof. Vriende, dis dinge wat in die hemel sal wees, hier die kosbare troon van die Lam, die boom van die lewe, en die ander kinders van die Here. Ons weet daar sal engele wees, wat God se lof besing, ons weet daar sal ander dinge wees, maar hierdie is die uitstaande dinge wat die Here vir ons noem. Mag die Here ons versterk deur die geloof, en mag ons volhard tot ons hom sal sien in sy heerlikheid soos hy is. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.